Hello, Dumela, Sambunani, Molo, welcome. Season 2 of Karua Kiwi is officially live. We're bringing you the best of both hemispheres, one story at a time. If you love the content, subscribe for more and follow us on all social media platforms. Here's the highlights from today's episode. Ja, weet jy, Aussie was nie ons plan gewees vir een oomblik nie. Dit Glad het nie. nog nooit oor ons lippe gekom. Ja, Ek sê altyd Australië is die droom wat ek nie geweet het ek gehad het nie. Mm. En ek het op 'n stadium gekom wat ek net vir haar gesê het, hoorie, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer so sukkel nie. Ek gaan nou in Amerika gaan stropery. Dit was my plan. Ek het 'n ek hou daarvan om so nou en dan te beklei met die mense. En ek beklei met hom daaroor. Totdat is net so fantasties dat jy net kan ry en gou meubels te gaan haal. Ja. En so kon ons al so baie gesinne bygestaan het. Ek dink ons staan nou al by 11 of 12 huise wat ons vol meubels gemaak het al. On the southernmost tip of Africa lies a country with Welkom terug by Karoo Kiwi. Soms is immigrasie nie 'n keuse nie, maar 'n laaste uitweg. Vandag gesels ons met die paartjie wat bykans met niks in Australië geland het nie. En vandag hou hulle die hande vas van meer as 110,000 followers op Facebook wat moontlik dieselfde pad wil loop of net hulle storie wil sien uitspeel. Louis en Lona de Klerk is die gesigte agter die fenominale Hopping Down to Oz. Hulle is nie net influencers nie, hulle is ook nou mentors, brugbouers deur die platform Recruit ZA en mense wat hulle krag en sukses onbeskaamd aan hulle geloof in God toebeskryf. Louis, Lona, dis 'n voorreg om julle op hierdie program te hê. Julle storie begin by 'n plek van half laaste hoop, kan 'n mens sê. As julle vandag nou terugkyk na daardie dag, daai eerste dag wat julle geland het in Australië, wat is die emosies wat opkom? Ja, en dalk kan julle maar net sê waar julle julleself vandag bevind ook. Ja, weet jy, Aubrey, dankie vir daai inleiding. Baie mooi. Ja, ek dink die eerste ding vir my wat opkom is dankbaarheid. Ons het hier gekom met bitter min in ons sak en ons moes net swem. Ja, dit was ons laaste uitweg geweest want ons was besig om te verdrink in Suid-Afrika en daar was nie lig aan die einde van die tonnel ongelukkig nie. Al het ons het gesukkel om werk te kry en al het ons elkeen werke gekry, sou ons nog steeds nie maklik uit daai gat uitgekom waarin ons was nie. Ja. So Australië was net ons uitkoms geweest. En half nog jy hoop dis 'n uitkoms op daai stadium en ons is net baie dankbaar dit is toe nou ons uitkoms en Dit het uitgewerk. Ja, dit het uitgewerk laat ons weer kan lewe. Ja, ek het nou so 'n paar dae terug op my Facebook memories, toe kom dit op waar ek nog gevra het oor die vriende in Australië, hoe werk werksvisums? Nie vir immigrasie nie, maar Ja. net volledig uitgesteek. En dit was Maart 2023 en ons kyk nie Dis nou een 3 dag jaar. terug nie. 3 jaar. Immigrasie was nie die plan nie. Ja. Dis fantasties en ek seker van as mens terugdink aan daai dag wat jy geland het in Australië, dit bring seker 'n tipe van 'n heimwee of emosie terug. Ja, dit was die begin van 'n nuwe begin. Jy kyk dis hoekom ons al hierdie nuwe mense wat ons ontmoet by die eerste keer die land, jy onthou dan jy sien die goed deur hulle oë. Klein goedjies soos wow, hulle trollies al 4 wiele swivel. Wow, kyk hoe skoon is die strate. Wow, kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk dat. Dan onthou jy weer hoe jy gevoel het toe jy al daai goed gesien het en op 'n daaglikse basis is daar goed wat jy nog waardeer en kyk na en sê wow. Ek is bly ek is hierso. Ja, ek onthou die dag wat ons die eerste dag wat ons nou in Albury Wodonga was en ons het toevallig ons huis gekry nog voor ons die setels gehad het. Ja. Ons het verbygery en ek sê vir hom daar's die huis. Sonder 'n map of iets en ons het later die setel gekry. Daai excitement wat ons gevoel het want so julle ken nou al ons verhaal. Ons het vir 3 jaar bitter swaar gekry in Suid-Afrika en ons het in 'n kamer gelewe
en om van 'n kamer af in Suid-Afrika Australië toe te vlieg en te land en hier trek jy in jou huis in. En daai gevoel van dit was nie die mooiste huis, die grootste huis of daai tipe dinge, maar dit was ons en ons was dankbaar daarvoor gewees. En ons het vir 'n jaar daar gebly voordat ons begin voel dat wow, ons kan nou miskien maar ietsie mooier en groter kry, maar ons onthou nog daai dankbaarheid. En die dag toe ons in die huis ingetrek het, en daai dankbaarheid net weer gekom en Jesus, kyk dit hierso. Waar sit ons? Ja. Ja, die Wow, feit, it's amazing. ek dink die ding vir baie mense is dit kom nie oornag nie. Nee, mense moet nie dit verwag nie. Jy trek nie dadelik in daai groot huis in nie. Jy kry nie dadelik nuwe meubels nie, nê? Jy vind eers 'n Ons almal begin met 'n matras op die vloer. Ons probeer daarom om vir die mense wat nou oorkom 'n bed te gee. Daarom nie net 'n matras nie. Maar sagter landing. Ja, 'n sagter landing, maar ons gee vir hulle 'n dak oor hulle kop vir daai eerste paar weke dat jy nie alleen hierdie goed moet deurgaan nie. Want ons was baie dankbaar geweest. Ons het die Ter Blanche, ons het die Ter Blanche gesin wat vir ons gehelp het toe ons die eerste keer geland het in Australië. Hulle het vir ons kom haal by die lughawe. Hulle het vir ons 'n slaapplek gegee die aand. Die volgende dag het hy sy bakkie se sleutels so vir my gegee en gesê ry, gaan doen julle goed en daai het goed. Ja, dit het ongelooflik baie gehelp. Ja, en daai het vir ons ook geïnspireer wat ons nou doen deur om ander mense te help. Om terug te gee. Maar daai ook net daai ons het ook na mekaar gekyk en gedink, ja, sê hoekom help hierdie ou ons? Dis net so dankbaarheid vir daai hulp. Ja, jy verwag dit nie. Ja. Jy verwag dit nie. En toe ons hier kom toe bel Poen en Eloise ons sê hoorie, maar ons het 'n ekstra kar. Julle kan die kar leen by ons vir die eerste paar weke. En dit herinner my ek het nou nog my kar, ek moet hom terugvat. Ons het die kar gekoop intussen. Maar dit is die kar wat Louis elke dag werk toe ry. So en hulle het gesê hoorie ons vir julle 'n matras. En so almal net goed bygedra. En dit het vir ons net baie meer laat voel, okay, ons is op 'n plek waar ons moet wees. Ja. En die lekker ding is amazing. Ja, ekskuus man, die lekker ding. Ons het baie om te sê, weet jy, ons is baie passionate oor. Dis baie julle borrel eintlik, Ja, die ding is van Australië, jy hoor altyd, jy sien op Facebook of as jy in Suid-Afrika is, ja, maar mense kry meubels verniet. Maar dan kom jy hier dan besef jy, wow, jy kry meubels verniet. Dis nie net in Australië nie. Ja, well, ons praat nou van Australië. So, ons het ons huis binne 'n week vol gemaak met gratis meubels. Ons kon dit nie glo nie. Ek het na 2 weke het ek een dag het Lona vir 'n middagslaapie gegaan. Toe sy wakker word, ek stop ek voor die huis met 'n karavaan, het ek 'n karavaan verniet gekry. Wow, dis So, was in 'n toestand wat jy hom actually kon gebruik daarom. Ja, ek het hom vir 'n tydjie gebruik, ons het hom die weet of iemand anders gegee of ja. Ja. Nee, ek het nog steeds van daai gratis meubels in my huis. Ja. So en dit is dis die ding. Mense dink, "Ooh, jy het so mooi huis en alles." Maar dan sê ek, "Okay, maar hoor ek het hierdie dae gekry en ek het daai dae gekry." En dit is nie van ons upcycle. Ja. Basies. Maar dis vir amazing hoe mense en ek neem aan dit is dit ander Suid-Afrikaners wat dit meestal vir mense gee. Vir dit oplet. Ja, kyk, Australië, ek weet nie of Nieu-Seeland is dalk dieselfde, het dis verskriklik duur om te trek. So wat die mense doen is hulle gee hulle meubels eerder weg as wat hulle trek daarmee. Korrek. So hulle ry net met hulle kar en hulle gekoop meubels by die volgende plek en dan gee hulle daai meubels weg en dan dit is net so fantasties dat jy net kan ry en gou meubels te gaan haal. En so kon ons al so baie gesinne bygestaan het. Ek dink ons staan nou al by 11 of 12 huise wat ons vol meubels gemaak het al. En elke keer as ons iets gaan haal, en ons vertel vir dis meestal ossies wat dit weggee. En ons vertel vir hulle wat ons doen, dan sê hulle maar wat het jy nog nodig? Nee, wat wil jy nog hê? Ek het nog dit en dit en dit ook. Ja. En dit is elke keer vir my wonderlik want ek dink die gemeenskap van gee is baie groot onder die ossies ook. Ja. En dit is vir my wonderlik. Yes, nee, dit is 'n amazing storie om te vertel en dit is dis al 'n sneeubal effek. Hy hou nie op nie. Dit kring net uit en jy kan net soveel meer mense bereik. Brilliant. So kom ons beweeg aan so
so tongenetjies vinnige vrae, vinnige antwoorde oor die Aussie lewe. So doen julle braai of is dit Barbie? Ja, ons braai. Ons braai. Is daar 'n verskil vir julle? Ja, nee, jy definitief ek verbrand kos as ek op die gas braai. So ek het my gasbraai mooi weggegee en ek het vir my 'n braai by Bunnings gaan koop en ek gooi my charcoal in en ek braai met charcoal. Dis nou nie braai nie, maar dis beter as gas vir my. Maar ons gebruik braaimeester charcoal van Suid-Afrika. Ja, hy word gekoop hier. Ja. Okay, cool. As julle nou so dink aan die vlaktes, sê julle verkies die Karoo vlaktes of die Aussie Outback? Die Karoo. Ek was nog geen een van daai twee nie, so ek weet nie. Dis ook okay. Louis dan, of hy het altyd gedink, as jy deur die tunnel gaan en jy kom in Woester, dan is jy in die Transvaal. Ja. As jy verby Woester ry van die Kaap af, dan is jy in die Transvaal. Dis hoe ons dit sien. Of Louis dit sien. Ja. Ja. Sê vir my, so wat een put julle die meeste uit? Is dit die Facebook lewe of die regte lewe? Facebook. Wat was die vraag? Wat put ons die meeste uit? Ja, Facebook put ons die meeste uit want ongelukkig jy sal weet Aubrey, negatiewe kommentaar van mense wat nie regtig baie breinkrag het nie is baie groot. Ja, dit maak partykeer baie meer seer as wat hulle dit besef. Ja. Dit sit hier binne. Ja, maar dit mense koppe gaan. Ja, ek en ons Facebook lewe is ongelukkig en gelukkig baie groot. Want met die hoeveelheid followers kom die hoeveelheid kommentare en met die hoeveelheid kommentare kom die hoeveelheid negatiewe kommentaar. Exactly. En ja, dis maar een van daai dinge, maar dis wat ons gekies het en ons hou vol daarmee. Dis om 'n balans te hou. Ja. So ons doen baie in ons privaat lewe ook wat ons nie op Facebook sit nie. Nie wys nie. Ja. Natuurlik. Nee, mens moet daai balans hê. Ja. En dan laastene, wie van julle hou die meeste van kos maak daar in Aussie? Ek. Lekker. Okay, great. Ja, weet jy, dis nogal snaaks. In Suid-Afrika was sy nie so lief vir die kos maak nie. Ja. Ek was nog altyd lief vir kos maak. Ja, maar sy het net die kos gemaak nie. Wat my pa kos gemaak. Hy het so lekker. Dan sy agter die kospotte. Ja. Maar ons het nou weer môre die van die Westhuisens kom môre na ons daar gaan ons 'n bietjie kuier en braai saam met hulle. Dit ek en sy nou gesê ons gaan nou half 'n kosmeester kortes tipe storie doen. Ons gaan nou mooi 'n lekker ete maak. Dit moet nou nie net 'n braai wees nie, dit moet nou 'n lekker ete wees maak. So ons gaan nou môre 'n bietjie entertain hierso. Ons het 'n lekker groot huis, so ons baie keer nooi ons baie van die Suid-Afrikaanse families oor. Ja. Ek dink jy was op 'n stadium, een aand dag was die 40 mense gewees in ons huis en was dit raak bietjie baie. Almal Afrikaans en dit was so flippin nice. Tot die kindertjies wat net Engels praat, het begin Afrikaans praat. Aan die einde van die dag. Nou kan die ma en die pa nie meer kinder in Afrikaans nie want iewes skielik verstaan die kinders nou vir hulle. Hulle verstaan ook. Ag, dis lekker julle. Kom ons gesels 'n bietjie oor julle reis. Ja, van waar dit begin het. Julle het oorgekom met basies niks soos wat julle gesê het. Kan julle ons kortliks vertel van daardie half, kom ons sê donker oomblik in Suid-Afrika waar julle besluit het dis nou Aussie of niks? Ja, weet jy, Aussie was nie ons plan gewees vir een oomblik nie. Dit het nog nooit oor ons lippe gekom. Ja. Ek sê altyd Australië is die droom wat ek nie geweet het ek gehad het nie. Ons het nie geweet dit is wat ons wil hê nie. Ons het in COVID het altyd van ons werke verloor, ongelukkig. Luna het 'n skool gehad dat sy moes toegemaak het. Sy het 'n gebou gehad dat sy moes verkoop het net sodat ons in die lewe kon bly. En ek het odd jobs gedoen net om aan die lewe te bly, net om aan die einde van die week hopelik R1000 huis te bring en daai tipe goed. En ek het op 'n stadium gekom wat ek net vir haar gesê het, hoorie, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer so sukkel nie. Ek gaan nou in Amerika gaan stropery. Dit was my plan. Toe begin ek kyk op Facebook. Ek bel my broer en my vriende en alles en ek wil nou, hulle moet my nou inkry op stropery, maar ek weet niks van stropery af nie.
En ons het gebid. Weet jy, en ek het gevra vir die Here, asseblief gee net vir my 'n weg. Ek moet nou in Amerika gaan werk dat ek kan geld inkry om te sorg vir my familie. En die deure het net toegeslaan. Ek kon net nêrens inkom nie. Ja, wat wel oopgegaan het deur sy navorsing, elke keer as hy vir iets aansoek doen, dan kom dit terug Australië. En dis hoekom ek daai post gemaak het op Facebook wat gesê het, hoorie, hoe werk werksvisums? Want ons was daai mense wat gesê het, gaan werk oor see en dan kom jy terug Suid-Afrika toe. Ja, gaan maak jou geldjies en dan kom jy terug en dan kom. Ons was daai mense gewees. En toe kom ons agter met almal wat ons praat, sê toe, maar hoorie, jy's onderwyseres, jy kan baie makliker 'n visum kry as Louis. Ja, as jy eers probeer vir my. Ja. Want ek wou net gaan werk daar en toe besef ons maar hier sit al die kwalifikasies hier so langs ons. Ja. En toe ons toe vind ons eers uit van wat dit verg om nou te kom skool hou hierso. En die IELTS toets en jy Engelse toetse, lekker. Net like Engelse toets dat jy hierdie hoë punte moet kry en dan mis jy hom en dan die papierwerk was by die ergste. Ja, voor dit wil ek net sê Aubrey, ons het hierdie hele journey gestap saam met die Here. Ja, dit was 'n stap van geloof. En ons het saans gebid. Ek en sy het mekaar vasgehou in voor ons geslaap het en gebid vir die Here en gevra, Here, ek dink ons het op 'n stadium gebid laat ek net werk kry in Amerika. En dit het nie uitgewerk nie. En toe het ek op 'n stadium gebid, ons op 'n stadium gebid, Here, as Australië in ons pad is, laat dit gebeur asseblief. Ja, maak hy weg. En ek het net een oggend wakker geword en ek het besluit ek gaan my bakkie nou verkoop. Ons gaan nou, sy was kwaad. Ons gaan betaal nou vir Engelse toetse en ons gaan hierdie journey nou begin. Ons het onsself geforseer. En 'n week later toe is my bakkie verkoop en sy het begin met Engelse toetse en daai tipe goed ons gaan nou Engelse toets skryf en toe kom my eerste teleurstelling. Ja, ek dink wat vir my uitstaan van daai tyd was die oomblik toe ek daai post gemaak het, niemand het gekom met daaronder nie. Maar my inbox boodskappe van ou skoolvriende, laerskool mense met wie ek nog vir lank nie mee te doen gehad het, wat vir laat weet en sê hoorie, maar ons soek op pad. En hierdie een sê hoorie, as jy werk nodig het as onderwyseres, gebruik hierdie agentskap en so en dis hoe ek op die ouend by Andrew Kay uitgekom het. En hulle het net mooi alles mee gehelp. Hulle het CV's, ek het my CV laat oordoen, vir hulle gestuur. Ek het toe nou die Engels met hulle hulp gedoen en daai IELTS is baie erg en ek dink dit sit baie mense af. Maar ons weet nie, wat ons geleer het uit hierdie storie is, God se plan is nie ons plan nie. God se tyd is nie ons tyd nie. Ja, want elke keer as ek daai toets geskryf het en ek het daai writing was, is die meeste mense van ons, dan kry ek 'n 6.5 en ek moet 'n 7 hê. Ja. En dan gaan jy terug na back to square one. Vandag as ek daarna kyk, dan sien ek maar hoorie, daar was 'n rede hoekom ek nie op daai stadium die toets moes deurkom nie, want daar het iets anders gebeur wat eers moes jy moet dit eers deurwerk en dan. So ek het op die ouend 6 keer geskryf. En toe ek dit gekry het, 6 keer geskryf in Suid-Afrika. Net om die punte te kry wat sy nodig het, want sy moet hom op 'n hoër vlak kry punte kry om te kwalifiseer. Maar wat sy noem is, ons het dit gesien, daar's 'n rede waarvoor die Here toegelaat het dat sy hom dop elke keer. Elke keer was daar iets wat ons nog moes doen in Suid-Afrika voordat ons kon vlieg. My pa het siek geraak. Ek moes af Kaap toe gaan om na my pa toe gaan. My pa het getrek. 'n pa het getrek. Ja. En ons moes hom help trek van die Parel af Pretoria toe en goed is. En toe ons al daai goed klaar gemaak het, toe boem, toe kom visas. Dis die tyd reg. Ja. Dis die tyd reg, ja. Ja, maar dit was 'n journey. Dit was ek en sy het gelewe op 'n matras op die grond vir letterlik maande. Ek dink dit was 4 maande wat ons met 'n matras op die grond geslaap het. En die laaste maand het ek nog in Nylstroom gaan werk net om besig te bly. En ek het op 'n half gesnyde matras wat ek dubbel gevou het geslaap op die kaal grond want ons wou nie ons Australië geld spandeer het
Ja. Nie dat ons baie gehad het nie, maar ja, dit daai journey wat jy deurgaan om op die ou te kom. Dis deel van jou pad. Kyk as mense Nee, absoluut, ja, as mense wat dit baie maklik het, hulle kan net verkoop en hulle kan 'n container kry om al hulle meubels oor te bring en daai goed. Ons het ongelukkig nou nie daai maklike Voordeel journey gehad gehad nie, maar ons is dankbaar. Dit is ons storie om te vertel. En wat 'n storie is dit nie, nee? Ek meen dit is baie meer interessant en dit wys van die genade wat daar vir julle is. Ja. Seker nou nie meer as vir ander mense nie, maar ek dink dit is 'n fantastiese storie. Ons het dit nodig gehad en ons is so dankbaar vir die Here dat hy ons help. Maar dis ook wat ons belangrik vind is baie mense sit in Suid-Afrika en dan stuur hulle vir ons hierdie vraag. Ja, maar wat nou? Ons gee ons 'n antwoord wat hulle nie wil hê nie. As jy wil nie, ja. As jy wil bid. Ja, maar hulle bid. Maar hulle bid teen seker nie reg nie. Jy moet reg bid. Jou hartintensie moet reg wees want ek weet nie hoe pak iemand immigrasie aan sonder geloof nie. Nee, kan nie. Dis sal breek. Dit is net iewers gaan dit jou dwing om te glo. Want iewers moet jy die Here se hand daarin sien. Ja, ek verstaan ook nie hoe mense dit nog steeds kan miskyk nie. So. In 'n geval, so julle het vandag hierdie blad, mense sien hierdie 110,000 plus volgelinge. Maar hoe daai eerste 6 maande vir julle gelyk toe julle nou in Australië aankom? Wat was die grootste praktiese uitdagings om te begin sonder 'n finansiële veiligheidsnet om dit nou so te noem? Ons was gelukkig geweest. Ek het oorgekom met werk. So ek het dadelik begin werk. Ons het die maandag hier gekom en die woensdag het ek begin werk. Dit was rarig, dit was vinnig, maar dit het gehelp dat ons darm binne daai eerste week of 2 inkomste gehad het. En Louis het ook binne 2 dae werk gehad en hy het ook begin werk. So dit het ons gehelp om daai eerste paar en daai klomp groceries wat daai mense Ja, ons het ek het 'n laerskoolvriendin van my wat op dieselfde hulle het so 'n maand voor ons oorgekom. En toe ek die oggend toe WhatsApp sy my en sy sê vir my, hoorie, wat is julle adres? En ek gee toe vir die adres en volgende oomblik hier word kos vir ons afgelewer. Klop groceries. Fantasties. Dit het ons gehelp om net daai eerste paar weke deur te kom. En dan beplan jy, hoorie, ons het 'n wasmasjien nodig. So daai eerste groot koop van ons was 'n wasmasjien. Ons het gelukkig 'n yskas gratis gekry. Maar jy weet dan dan begin jy bou aan jou lewe. Ek terugdink daaraan Aubrey, dit was vir ons journey was 6 maande omtrent vandat ons begin het. Was dit omtrent 6 maande? Ja, dit was omtrent 6 maande. 6 maande vandat ons begin het. Nou, en maar 6 maande klink vinnig, maar onthou as dit 6 maande, ons het niks gehad, ons het alles goed verkoop. Ons het alles ingesit om te kom tot in Australië en op my eerste dag hier te slaap. Ek dink ons het op 'n matras op die grond geslaap die eerste aand. Die tweede aand, sorry. Maar ons was so dankbaar. Want na al hierdie maande is ons in Australië en ons het 'n nuwe kans gekry. 'n nuwe kans om lewe te begin en te leef. Ons het nog nie geweet wat alles gaan behels nie, maar ons het dit geweet. Ons is nou hier. Want ons het vir die Here gevra, sit ons waar jy ons wil gebruik. En hy het aan mekaar gedoen. So ek is so dankbaar. Amazing. Ja. Hoorie, so immigrasie kan 'n huwelik breek of bind. Hoe het julle mekaar sielkundig en emosioneel ondersteun toe dinge op die moeilikste sy slaan my. Sy slaan my. Met 'n kussing of wat? Nee, sy hou my in plek. Sy is ek is baie kwaai. Sy is 'n paplepel. Brandboude. Nee, ons grap. Ons het nog altyd 'n baie goeie verhouding gehad. Ons sê altyd immigrasie gaan nie jou huwelik red nie. Ja. As jy nie in Suid-Afrika 'n sterk huwelik gehad het nie, dan gaan dit ook nie hier so wees nie. So inteendeel, ons kry verskriklik baie boodskappe van mense wat vir ons sê, hoorie, ons is nou hier, nou skei ons. Ons is nie op dieselfde blad nie, of een wil teruggaan, een wil bly.
as jy hierdie pad doen, moet jy op dieselfde bladsy wees van dag 1 af. Want dit maak of jou huwelik sterker, of jy verloor mekaar heeltemal. Ek meen, daar was een oomblik gewees, toe ons nog in Pretoria gebly het, wat Lona nog vir my laaste keer gesê het, moet ons nie maar bly nie. Dit was die laaste keer ook wat ek gesê het. En wat ek het gesê het, nee, ons moet nou gaan. En soos op die vliegtuig geklim het, soos wat ons hierso sit, so was ons in Suid-Afrika gewees. Jy moet, alles wat ons doen ons saam. Ek meen, ons het die Facebook-blad saam. En alles wat ons doen, bespreek ons. Ek het nou die dag met haar gebel, waar gesê, hoor jy, ek het nou die werksonderhoud. Voordat ek enigiets gedoen het, ek haar gebel en gesê, ek het nou 2 opsies, ek kan nou die werk vat, of ek kan nou die werk vat. En ek het haar gesê, ek gaan nou die werk vat. En sy het vir my die aand gesê, ek is so dankbaar, het my gebel. En dit is die tipe verhouding wat ons het, en dit is die tipe verhouding wat jy moet hê ook, in 'n land, jy moet praat met mekaar. En ja, ons praat oor alles, en ons help mekaar om alles te hanteer. Daar's nie net van een persoon maak skoon en een persoon doen dit nie. Ons het daar 'n video gehad van die tuinwerk, nê. En dit is dis nie vir ons snaaks dat hy skorrelgoed was nie. Of jy moet alles deel, want jy is saam in hierdie storie. Ja, want die druk kan baie erg raak as, kom ons sê, as ek nou die tipe man was wat glad nie gehelp het met huiswerk nie. As ek nou harde gat moes gewees het, ek gaan nie wasgoed was nie. Maar jy moet inspring, jy moet mekaar help. Jy moet daar wees vir mekaar. En dit is maar wat is. Sy baie keer wat sy vir my sê, ek sal sê ek nou by die huis is, sy sê, gooi gou die wasgoed in die masjien. Dis daai tipe goed as jy moet doen. Hier is nie 'n bediende of 'n tuinwerker of ietsie, jy moet inspring en mekaar help. Ja, van dag 1 af wat ons by mekaar gekom het, het ek vir hom gesê, hoorie, 'n huwelik of 'n verhouding is nie 50-50 nie. Dis 100 en 100. 100. Ek stem 100% saam. Want jy kan nie, sonder dit kan jy nie huwelik bou nie. En dan, ek kan nie sê ons deel die finansiële burdens wat ons het nie, omdat sy 'n baie beter salaris verdien as ek, maar geld is nie 'n issue vir ons nie. Ons maak nie geld 'n issue nie. Sy aanvaar wat my salaris is. Ek is nie onderwysers in Australië kry baie goed, so. En ek aanvaar wat sy ook betaal en daai tipe goed is, en dis hoekom julle sal sien ek doen partykeer pizzas aflewering om 'n bietjie meer geld vir ons in te bring om ons lewe 'n bietjie makliker te maak, maar jy moet saamwerk in alle aspekte. As dit geld, werk, tyd, skoonmaak, al daai tipe goed is, dit is maar wat ons probeer doen. Nee, julle lyk vir of julle op 'n gesonde plek is, wat julle, kom jy sê, julle mental health en daai opsig van julle huwelik ook is, so dit, julle is op 'n goeie plek wat dit aanbetref. Dit is sorry. Sodra daar 'n tipe van 'n minderwaardigheidskompleks inkom, dan sit die klein jakkelsies wat uitkom, jy weet, en daar's die plek vir dit is presies wat jy sê is geld kan 'n ewel ook wees. Verskriklik. So dit gee vir jou daai hoe sê ons windgatheid. En daar's mense wat nie weet hoe om dit te hanteer nie, nê. Daar is en dan breek alles net in mekaar uit. So Kom ons gesels 'n bietjie oor die geboorte van Hopping Down to Oz. So wanneer het julle besluit om toe nou julle storie te deel op sosiale media? En hoekom dink julle het dit so vlam gevat onder Suid-Afrikaners? Ja. Kyk, ek het begin, want ons het beskiklik baie mense in Suid-Afrika geken, of ek. En ek het gesê, kom ons maak 'n Facebook-blad. En dan in steede van 1000 WhatsApps elke dag. So ons het 'n WhatsApp groepie gehad en die Facebook-blad, né? En dit was ons manier om vir vriende en familie te wys hoe lyk ons lewe hier en om bietjie te deel van die lewe hier. Dit was glad nie die idee dat dit so groot sou word nie. En soos wat ons die goed begin deel het mense het ons vriende en familie dit begin share. En jy weet, hierdie ou kom by en daai ou kom by en dit was van die begin af 'n idee dat dit so groot moet word nie. En dit het net vlam gevat. Sy het haar eerste paar video's, sal jy sien, dis way back, ek dink daai goed het maar soos 400 views of iets. Is waar sy verduidelik
die stappe. Ja, die Ek het nou- proses wat ons deurgaan. Ons het nou vandag dit gedoen, ons het dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen. En ek meen dit was op 'n stadium wat mense nie eens gedink het ons gaan ooit Australië toe gaan nie, want ons het gepraat daaroor. Niemand het regtig geglo ons gaan Australië. Ek dink as mense wat nou nog geglo is Australië nie. Ja, en dit ons het die blad begin nadat ek my werk gekry het. Ja. Okay. Ja, so ek het die werk gekry en ons was nog steeds besig om al die papierwerk bymekaar te kry. So Jy was nog in Suid-Afrika. Ons was in Suid-Afrika gewees. Dit was so Junie 2023 toe ons dit begin het. Die eerste video's is waar sy sit en waar sy praat van hoe sy Engelse toets leer en daai Okay. en sy sê nog in haar een video Louis is in Nylstroom, ons het ver van mekaar af gebly en ons was oppak en al daai tipe goed en ja, en vandat ons op daai vliegtuig geklim het en alles so. Ek kan onthou sy was die aand in die bad gewees en sy roep vir my ek het die naam of so iets gewees en sy kom na my en sy sê hopping down to Oz en ek kyk net so ek sê ja. En daar's hopping down to Oz is gebore ja. En verder het die blad gegroei en ons kry so baie inbox boodskappe van mense wat sê hoor jy het ons geïnspireer. Ja. Julle het vir ons en ons is dankbaar dat vir julle page want dit het vir ons geïnspireer om beter lewe te gaan soek in Australië. En mense wat swaar gekry het in Suid-Afrika wat nou goeie lewens het. Ja. En daai boodskappe van dankbaarheid van dankie dat julle praat oor goed wat niemand oor wil praat nie. Ja. Dis net ons maar 'n simpel videoetjies is aan en ons lag lekker en maar dit is nie alles maanskyn en rose nie. So want mens moet al twee kante deel. Jy moet die ware storie deel. Ja, die goed en die sleg. So So deur hierdie platform en Recruit ZA help julle ook nou ander mense. Wat is die grootste fout wat Suid-Afrikaners maak wanneer hulle probeer werk kry in Australië, sou julle sê? Praat oor salaris. Ja, as jy aansoek doen vir 'n werk, moenie praat salaris wees nie. Ja, moenie vra wat gaan jou salaris wees nie. En die ander fout is ook om dit oor te sit in 'n rand. Ja. En dan dink jy, jy kom oor met R750,000 'n jaar salaris. En dan kom jy hier, dan kom jy agter dis $10,000 'n week in jou sak het. Ja. So ek dink dis die grootste fout. Maar daarbey saam, as jy nederig is en jy vat wat jy van die begin af wat jy in die begin kry en jy soos jy weet gister ook vir iemand gesê suck it up, né? Jy gaan deur dit en jy druk deur vir daai eerste jaar of 2, jy gaan op jou voete kom. En dis dalk net 'n stepping stone. Dit is daai stepping stone en as jy 'n hoë lewe in Suid-Afrika gehad het, jy gaan 'n bietjie moet terug gaan aarde toe, né? En jy gaan 'n bietjie downgrade. Jy gaan nie nou 'n nuwe kar kan bekostig nie. Of jy kan 'n nuwe kar koop of jy kan die Toyota koop wat jy eintlik wil hê, né? En dan koop jy op tweedehands. So daai goed om van die begin af te weet salaris is nie alles, die geld is nie alles nie. Maar ek dink dis die een ding wat ek dink Suid-Afrikaners die grootste fout maak is om te dink geld is alles. Ja, en die ding is mense met daai mindset verander want dis alles half statusgoeders in Suid-Afrika wat so onnodig is eintlik. Ek dink en hier maak oor karre ook. Ja. Karre, jy kan inkom in Australië met 'n klomp geld en jy kan vir jou splinternuwe voertuie koop en al daai tipe goedes. Ek is baie bly vir die ouens wat dit kan doen. Maar eventually kom almal maar op dieselfde vlak dan is almal maar dieselfde. Exactly. Jy moet net jou aanpassing moet jy self kontrol. Jy moet besef ergens op 'n call gaan hy hoë status gaan vir jou niks beteken nie. Ja, en as jy die voorreg het om met geld oor te kom, sit daai geld vas en hou dit vir 'n deposito vir 'n huis. Ja. Want hy sê ook maar duur, nee. Hy sê duur en jy moet nog steeds 'n deposito hê. Ja, dit werk dieselfde in Nieu-Seeland. Jy moet ek dink daar's verskillende, ek is 5 of 10% of 20% deposito baie keer. Ja, jy sit myne ook dieselfde. Ja. So as jy dink aan daai $50,000 bakkie of $50,000 wat jy daar vir 'n huis kan neersit, dan gaan ek liewer vir die huis. Baie wyser besluit. Ja. Dit is maklik om te sê as jy nie $50,000 het nie.
Ja. Ja. Dan leen jy maar die 50 om die bakkie te koop. Ja. Ja. Betaal hom af. Sê vir my so met 110,000 plus volgelinge kom al baie geraas. Julle weet dit baie goed. Hoe hanteer julle die druk om altyd beskikbaar te wees wanneer mense in nood is? Of is daar mense wat ongeskik is op die blad? Ja, so nou en dan ek het 'n ek hou daarvan om so nou en dan te beklei met die mense. En ek beklei met hom daaroor. Totdat die ou 'n slimmer antwoord vir my gee as wat ek al gegee het, dan blok en delete. Dan maar net. Ja, maar die mense ongelukkig Suid-Afrikaners is skrikkelik lief vir as jy hom 'n punt bewys, dan vloek hy jou terug. Dan blok en delete. Ek sou wil sê as ek 100 vloekwoorde 'n dag moet lees en ek vloek nie self nie, is baie, weet my arm. Ja. En mense wat net vieslike goed sê en selfs ons kry tot selfs mense Khoza sprekende mense gaan nou nie sê wat dis wat vir ons aanval, you white trash en weet jy wat alles. Jy moet leer om net water oor die een se rug. Jy blok en delete maar net. Gelukkig Facebook het die funksie waar jy sekere woorde kan blok. Korrek. So daai comments nie eers deur nie. Ja, en baie keer dan hide hulle van die comments as dit nie seker is nie en dan gaan ons later deur dit en baie van dit unhide ons dan. Nee, dis so wat heeltemal skadeloos is, maar dit help net vir ons ook en dit help jou mental health. Want op 'n stadium het dit my persoonlik baie geraak. Ja, want jy hoor dit is jy's boring of hierdie gesiggie kan ek nou nie meer vat nie of sulke tipe van goed en dit is mense wat jy nie ken nie. Nee, dit is die eerste keer wat hulle op jou blad kom en dit dan vir jou sê. Ek weet ook dit is nie net ons nie. Dit gebeur met almal op 'n Facebook. Nee, dit is so. Ja, so gelukkig ons gebruik Facebook se funksies baie goed om dit vir ons beter te maak. Ja, die een ou het gister gevra, ja maar hoekom verdwyn my comment? Die reply ek vir hom is want hy blok vloekwoorde. Nou dag 'n vrou in Nieu-Seeland wat ek vir ge-inbox het en ek het vir gevra sy het die woord KAK gebruik. En ek inbox ek sê moet asseblief nie vloek op 'n site en sy sê vir my maar KAK is 'n vloekwoord en sy haal dit uit en sy vloek my onder my ma en sy vloek my onder my pa en al daai tipe goed. Ek heerlikheid. Net omdat ek jou gevra het om nie te vloek nie. Ja. Vrou so kan Nieu-Seeland. Ja. Ag, nou. So, wat is die grootste uitdaging vir julle vir hierdie blad om relevant te bly? Ek dink om relevant te bly. Ja, ek wou dit self gesê het om relevant te bly. Jy kan nie altyd alles wat in die nuus is oor praat nie, nee. Ja. Daar's baie goed wat ons weet gaan clickbait wees en wat mense gaan wil maak om jou te follow, maar wat ons liewers nie doen nie omdat dit ouens wil ook nie die spotlight op die verkeerde goed hê nie. Ja, jy moet dink aan wat is die positiewe wat jy daaruit kan kry. Ons het nou eendag 'n klein bietjie gepraat met van die refugees in Amerika en ons het baie followers gekry daardeur, maar toe stop ons dit ook daarna want dan kry jy nou weer die verkeerde followers ook van mense wat heeltyd die refugees wil aanval. Ja. Oor hulle is landsverraaiers en al daai nonsens. En dan wil ons wil nie baie praat oor die oorlog nie want ons weet nie daarvan nie. Ja. En dan jy probeer jy het 110,000 followers, maar jy moet hulle almal entertain hou. Jy kan nie net hulle entertain hou deur te wys jy gaan shopping doen en daai tipe goed is. Moet so nou en dan 'n paar stupid video's ook net insit net om net om die views op te hou. En dan hoop jy mense verstaan dis 'n grappie. Mense kan hom verstaan. Ja. Ag. Ja, daarvan af se seker nie kan wegkom nie, want baie mense hulle is net te ernstig. Die lewe is net daarof. Nee. So julle maak geen geheim dat God julle bron van krag is nie. Het julle geloof enigstens verander van die dag wat julle Suid-Afrika verlaat het tot waar julle nou is en half hierdie suksesvolle kom ons sê following het? Ja, ek sê vir jou, ek kan dit sê, né? Ons is nou aan die ander kant van dis twee stappe. Jy vra vir iets
ons is nou op die punt van ons het klaar daai iets gekry waarvoor ons gevra het. Nee, nou kan jy dit dis terug. is actually fantasties. So in Suid-Afrika het ons geloof gehad die Here gaan vir ons dit gee en hierso het ons die dankbaarheid dat die Here dit vir ons gegee het. En ons is lewende evidence dat Jesus groot is, hier sit ons. Hier sit ons. Want ons het met niks geld gekom nie. Lewende bewys. Amper niks. Daar was so baie, ek meen as ons R5,000 minder gehad het, was ons nie hier gewees nie. Kyk, maar die Here het voorsien. Ja, die Here voorsien en waar ons in Suid-Afrika kan jy dis 'n Christen land en die meeste mense is Christen en jy kan oor Christendom praat en so aan. Waar ons nou in 'n land is waar Christendom in die minderheid is. Ja, dis baie liberaal. So om te lewe as 'n Christen hier is baie anders as om te lewe as 'n Christen in Suid-Afrika. Een van die vakke wat ek op die oomblik gee by die Katolieke skool waar ek is en is uniek aan die skool is Living as a Christian today. En wat basies al ons onderwysers wat dit gee 'n praatjie oor ons lewe aan al die matrieks. En net of hulle daai saadjie te plant van ons weet, julle gaan nie nou dink Christendom is belangrik nie. Maar dit is wat die Here in my lewe gedoen het. En dit is hoe ek dit uitleef in vandag se lewe. En om dit op die ou end dit te kan terugbring. So ek dink jou missionary lewe hier is baie groter. Jy het 'n baie groot sending in Australië as wat jy byvoorbeeld in Suid-Afrika gehad het. Ja, en as jy bid, moet jy reg bid. Ons het presies vir die Here gevra, sit vir ons waar jy wil ons wil hê. As Australië, ek het daai tyd gebid as Amerika op my pad is, laat dit gebeur. Dit het nie gebeur nie. As Australië die plan is vir ons, laat dit gebeur. En die Here het dit laat gebeur. So ons geloof het net sterker geword. Want ons weet wie het vir ons tot hier gebring. Ja. En ek praat baie daarmee met my kollegas. My hoofvak wat ek gee op die oomblik is religious education. En in 'n Katolieke skool saam met mense wat Katoliek groot geword het, nê. En die voorreg wat ek het om my protestante agtergrond te kan deel en ons kan saam sit om 'n tafel en die Here prys vir wat hy in ons lewe doen en te kan praat oor wat die Here in ons lewe doen en hoe groot dit vir ons is. Dis 'n groot voorreg. En ek dink in Suid-Afrika is dit daar is regtig nie meer skole wat so iets doen nie. So al sê jy is 'n Christen, is dit nie noodwendig wat dit beteken nie, waar hier as jy sê jy is 'n Christen, moet jy leef soos 'n Christen. Ja. Nee, ek hoor jou. En ek sien dit in Nieu-Seeland ook is baie en die Engelse woord to be intentional about it. Right? So jy moet bewuslik dit doen en wat vir nice is van 'n land soos hierdie is baie soos Australië, baie liberaal. Maar dan is baie meer Christelike skole of Katolieke skole. So skole wat spesifiek uitgesit is vir die kus net met dan maar die crowd. So dit is vir my amazing hoe dit behoue gebly word, jy weet, so waar in Suid-Afrika is almal half Christen, maar die skole is normaal. Daar is seker nog skole wat hier daar is Christen skole en so goed, maar dis net hier, dis iets wat baie uitstaan hierso. Ja, ons het tot moslems wat by ons in die Katolieke skool is. En ek lees Bybel met hulle. En dit is vir my wonderlik. Ek het moslems en ek het Sikhs in my klasse. En dit is ek sien dit as dis deel van my missie as om 'n disipel van Jesus te wees. Natuurlik. Sê my nou, hoe clash julle 'n bietjie met die protestante versus Katoliek soms? Of is daar baie meer ooreenstemming? Glad nie, ons clash glad nie daaroor nie. Ek is besig om my akkreditasie te doen om 'n geakkrediteerde religion educator te wees in 'n Catholic school. En ek verifieer alles met my protestante Bybel. So ek het my protestante Bybel aan die een kant en ek het my Katolieke Bybel aan die ander kant. En dan leer ek dit. En ons is baie oop
om by mekaar te leer. Ek dink dit is Okay. die een ding wat ek geleer het van die Katolieke Kerk is, hulle is baie meer oop om te leer van wat die protestante doen en hoe ons saam Christene kan wees, as om teen mekaar te wees. Waar ons Teen altyd mekaar, geleer het, die Katolieke is die verkeerde kant, moenie so toe gaan nie. Ja, daar's baie goed wat anders is en daar's baie goed wat ons nie saamstem nie, Ja, hulle tradisies. maar die rituele, Ja. maar ek respekteer dit Mm. en hulle respekteer my. Ja. Ons het gister byvoorbeeld ek en 'n kollega gepraat oor kleindoop en grootdoop. Ja. En ons het 'n wonderlike gesprek gehad daaroor en hy is as 'n Katoliek groot geword, hy het inteendeel gedink om 'n priester te word as hy nie verlief geraak het nie. En besluit dat hy nie trou nie. So dit was 'n baie goeie leersame gesprek geweest en hy het vir my gesê, Okay. moes 'n gesprek gehad oor kleindoop en grootdoop en Ja. wanneer jy voorgestel word en wanneer jy mag begin nagmaal gebruik en so aan. Ja. En in die Katolieke tradisie is dit 12 jaar. En Okay. ons is voorgestel of aangeneem en voorgestel op 17 en ons het hierdie gesprek Ja. gehad en die persoon het gesê, weet jy, dis vir hom wonderlik om te hoor dat ons dit op 'n later stadium doen en hoe belangrik dit vir ons is dat Ja. jy self daai stap van geloof vat om te kan sê, okay, ek is nou 'n kind van die Here en dieselfde Ja, met ja. groot doop. En ja, so ons respekteer mekaar, ons werk baie goed saam en Dis wonderlik. ja, en dit is vir my lekker om elke dag in te stap en te kan sê, hoorie, God is good. Amen, prys die Here. Hoorie, ek kan nie glo ons is nou alweer al van die einde nie. Paar finale goue eiers. As julle nou een ding vir 'n gesin kan sê wat vanaand hulle tasse pak met dieselfde vrees as wat julle gehad het, wat sou dit wees? Moenie worry nie. Alles sal oukei wees. Ja, Ja. alles sal oukei wees, jy gaan deur slegte dae gaan, dis normaal. Jy gaan Ja, siek word binne die eerste paar weke, dis normaal. Jy depressed voel binne die eerste paar weke, jy gaan hartseer voel. Ja. Gaan net deur dit. ja, Werk met deur en alles. vat elke dag en sien die positiewe daarin. Ja, van daai klein wennetjies, daai klein wen is wow, Yep. dan net dit Ja. dit gedoen. Daai is baie Hou daarop, belangrik. hou daarop. Ja, Want alles gaan beter is en jy gaan op daai stadium kom. Jou kinders gaan dalk kwaad wees omdat jy Australië toe Ja. getrek het. Van hulle is, maar of ouers. ja, vir daai eerste week wat hulle is, dan verander dit en dan dit Ja. raak net beter. Ja. Ja. En om net te Wonderlik. weet jy gaan oukei wees. Dis baie eenvoudige goeie raad is. Ek meen dit is Ja. dit is so eenvoudig soos wat dit is. Ja. Dit sal oukei wees. Ja. Ja. Wat lê voor vir Louis, Lona en Hopping Down to Oz? Waartoe stuur julle hierdie skip volgende? Ons weet nie. Ons weet nie, so Ons kyk. weet nie. Weet jy, dis alles in die Here se hande. Ja. Ja. Alles wat ons doen is in sy hande. Ons sal kyk Ja. waartoe die skipie gaan. Ons is baie dankbaar waar ons is, waar ons geland het. Ja. Die Here het vir ons in 'n plek gesit waar ons ander mense kan bystaan en help en ons het al so baie gesinne gehelp. Yes. En daar's nog 'n gesin op pad, 'n donderdag geland, die Tooi gesin. Ons Ja. gaan hulle bystaan. En ons het nie planne om ergens anders heen te gaan nie. Ons wil net bly doen wat ons doen. Ja, Doen wat ek jy wil doen. baie graag eendag ons eie huis koop of bou Ja. of wat ook al. Ja. Dit weet ons is wat ons planne is, maar hoe ons daar gaan kom en wat die Here vir ons beplan. Ek bedoel hy kan môre vir ons sê, hoorie, nou trek julle. Ja. Nee. Ja. Want ons doen absoluut die hele pad net met sy leiding. Ja. Ja, nee, ek vertrou hy sal julle vooruit gaan en die regte geleenthede oor julle pad stuur so. Ja. Ja. Louis, Lona, waar kan mense julle kry? Ek hoef eers eintlik nie hierdie te vra nie, maar wat is die kanale wat julle gebruik en waar mense julle kan kry sodat mense by julle kan leer en aanklop? Maklikste is Facebook, Hopping Down to Oz Ja. en inbox ons van daar af. En dan die mense wat wil weet hoe om dit te doen, gebruik die webwerf. Ons is mede-eienaars van die webwerf. recruitza.global. Ja. En dit is regtig waar, hy het al so baie mense gehelp op daai webwerf en is 'n veilige portaal vir mense Yes. om te besluit ek wil nou Nieu-Seeland toe, Australië toe, Engeland toe, reg oor die wêreld
Ja, is daar geleenthede. Ja. En dan as hulle met ons wil gesels, is die veiligste ook om deur die webwerf met ons te wil gesels. Want ons inbox is geflat. Ons kry 20 na 30 boodskappe 'n dag. Ons kan nie alles lees nie. Maar die mense wat op die webwerf met ons praat, ons maak 'n punt daarvan om met hulle te gesels. Ja. Fantasties. Dan ook op recruit.za.global se landing page, sy homepage, is daar 'n eligibility test. So as iemand nog twyfel en as hulle net wil weet kwalifiseer ek, is ek te oud, het die regte kwalifikasies, gebruik daai toets eers, dit is gratis. Ja. En dan dis 'n baie goeie raad. Ja, vir die stappe dan van daar af. Fantasties. Dankie dat julle harte en julle huise oopmaak vir ons gemeenskap. Julle is 'n bewys dat 'n nuwe begin moontlik is waar ook al jy begin of waarvanaf jy kom. En dan die boodskap aan ons luisteraars, onthou soms is die laaste hoop die enigste ding wat jy nodig het om 'n nuwe wêreld te wen. So gaan kyk na Hopping Down to Oz vir daardie ekstra hupstoot. Tot 'n volgende keer, Karootjie wie groete. Ja, dankie Louw en Leonard, dit was so lekker om julle te chat. Dankie Aubrey. Dankie Aubrey, lekker dag vir jou. Cheers man. I'll go